familie, ons is een familie. Verseker, u moet dit verstaan. En dit is baie kosbaar as u dit verstaan. So asseblief, as u daai testament skryf, my gegevens moet daarop wees. Dit is baie belangrik, u moet dit onthou. Want ons is mos een familie. Ek hoor vanoggend rondom Kersfees en ek hoor ons moet na mekaar kyk en na mekaar omsien. En dit is so waar, want ons is een liggaam. Ons is broers en susters, 'n geestelike familie. Ek gaan vra dat u dit vir my sal verstel. Baie dankie, Laurens, baie dankie. My broers en susters, kan u onthou waaroor ons die laaste keer gesels het? Eerlik te wees, meneer. Sien jy? Eerlik te wees, meneer. Ek kan nie. Paulus skryf die volgende. Paulus sê, daar is nie meer man of vrou nie. Daar is nie meer 'n slaaf of 'n vrye man nie. Daar is nie meer 'n Griek of 'n Jood nie, want hulle is een in Christus. Ek het met u die laaste keer gepraat oor die gelykenis van die verlore seun. En ek wil met 'n vraag begin. Ek hou daarvan om vrae te vra, want ek besef en ek weet, ek wil u laat dink. En ek het hier weggegaan en ek het hier met baie vrae gelos. En een van die vrae was, is hoe lyk u persoonlike verhouding met God? En toe het ek vir u gesê, as daar een vraag is wat ons so mense moet vra wat by kerke aankom is, het hulle werklik waar 'n liefde en 'n passie vir God? Is God die eerste liefde? Want as hy nie die eerste liefde is nie, dan sit ons met 'n geweldige kopseer. Ons kan dit net kunsmatig maak nie. Ons kan u nie vir God lief maak nie, dit kom uit u hart uit. Maar die vraag pertinent was, is hoe lyk u verhouding vanoggend met God? Ons is gemaak vir 'n verhouding met God. Die Christelike geloof is nie veronderstel om 'n godsdienst te wees. Dit is eintlik 'n verhouding tussen ons en God. Ons is dan kinders van God. En as ons kinders van God is, hoe gaan daar nie 'n verhouding wees nie? Vanoggend wil ek met u oor iets heeltemal anders kom gesels. En asseblief, as u 'n notaboekie het en 'n pen of 'n potlood, skryf dit neer. Groot asseblief. Ek is soveel jare met die bediening, ek skryf alles neer in boekies. Hier is baie preke in hierdie boekie, ou preke. So ek hou daarvan om goed neer te skryf. Op pad hier wat stop ek langs die pad en ek skryf gou iets neer. En toe ry ek verder. Hoekom werk die Gees van God nie in mense se lewens nie? Ons is veronderstel om 'n Pinksterkerk te wees. Die fokus is rondom die Gees van God in ons lewens. En ek hoor baie kere hierdie vraag oor hoekom sien ons en beleef ons nie en ervaar ons nie die Gees van God in ons lewens nie. My broers en my susters, ons het hierdie illusie geskep oor jare heen
dat die Gees van God werk net vanoggend in die kerk. As die Gees van God net vanoggend in die kerk werk, dan beteken dit dat die Gees van God werk 1,2% van die hele week in my en in die lewe. Hoekom sien ons met die Gees van God in gelowiges se lewe nie? En as jy hierdie vraag vir mense vra, en ek hou van die interaksie met mense, ek sê vroeër vanoggend vir Laurens, ons bedien op baie terreine, ons bedien op radiostasies, radioprogramme, ons bedien by oplevingssentrums, en ek hou van die vraag, dat ek kom dan agter wat mense weet en hoe hulle funksioneer en dink. Ons vra te bid vra in die kerk. Die laaste keer toe was het ek vir gesê, Galasiërs hoofstuk 2 vers 20 sê, ons is saam met Christus gekruisig. Hoekom? Ons is vrygemaak. Waarvan? Ons is gered. Hoekom? Hoekom word ons die tweede keer gebore? Hoekom ondergaan ons en skenk God vir ons die wedergeboorte? Daar's 'n doel en 'n plan met alles wat God al gestel het. Maar hoekom werk die Gees van God nie? Want ek kom oor jare hier by die kerk, as u wonder, ek het in die kerk groot geword. En ek het oor baie jare gehoor, die Gees van God het nie in hierdie diens gewerk nie. Dis een groot mislukking. Dan hoor ons nie, dit was 'n wonderlike diens, en almal het geskree, almal het op afgespring, want die Gees van God het gewerk. My broers en my susters, dan is daar 'n ander groepering mense, wat vanoggend in kerke sit, wat wonder of hulle die Gees van God het. Dan is dit hierdie jaar, vra ek vir 3 gemeentes in Pontsnaam, as u die Gees van God het, wat moet die Gees van God binne in u doen? Ons kom pastor by mekaar en ons het 'n verwagting en ons hoop dat die Gees van God ons lewens gaan vul en dat daar 'n vars uitstorting van die Gees kan wees. Maar wat doen die Gees van God binne in my en binne in u? Om net te praat van mense wat in die kerk sit, wat wonder of hulle die Gees het. Ons het iewers hierdie illusie geskep, dat sekere mense het die Gees, ander mense het nie die Gees nie. En weet jy wat is my belewenis en ervaring? Daai wat dink hulle het nie die Gees nie, hulle soek vir die res van hulle lewens na die Gees. Kom ek vat jy na ons eerste skrifgedeelte toe. Hoor wat skryf Paulus hierso. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Vers 13. Ek lees vir u uit die nuwe lewende vertaling. Party van ons is Jode, ander Grieke, ander weer slawe en nog ander vroumense. Maar ons is almal gedoop, sodat ons nou die een liggaam van Christus is, en ons is almal van die ene Gees deurdrenk. En broers en my susters, weet jy wat is opvallend vir my van Pinkstermense? Ons
ons soek na iets wat ons alreeds ontvang het. Jaar vir jaar kom ons met Pinkster by mekaar en is wonderlik en dis goed en dis reg. En dan sit mense daar en hulle te verwagting dat daar 'n nuwe uitstorting van die Heilige Gees in hulle lewens sal wees. Kom ek vat u na 'n ander gedeelte toe. 1 Korintiërs hoofstuk 3. En nou moet jy met baie mooi luister. Ek gaan vir u 2 vertalings lees. Die Nuwe Lewende Vertaling en die Afrikaanse Standaard Vertaling. Kom begin met die Afrikaanse Standaard Vertaling, vers 16, 1 Korintiërs hoofstuk 3. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is? En broers en my susters, u moet nou baie mooi luister. Nou kom Paulus en hy skryf aan die Korinthe kerk. Hy sê, weet julle dan nie dat julle 'n tempel van God is nie? En dat die Gees van God in julle woon nie. Kom ek lees vir u die Nuwe Lewende Vertaling. Besef julle nie dat julle almal saam die tempel van God uitmaak en dat die Gees van God in julle as sy tempel woon nie. Dit is baie interessant. As u ooit lees in die woord en u kom in die Nuwe Testament en u sien die woord Gees met 'n hoofletter, dan is dit die Gees van God. As u dit sien met 'n klein letter, dan is dit u Gees. Nou kom Paulus in hierdie gedeelte en hy vat hierdie verwarring weg wat daarby gelowig is, rakende, het ek die Gees of het ek nie die Gees nie? Want in baie Pinksterkerke het ons die mense wat dink hulle het nie die Gees nie, so half en half minderwaardig laat voel. En mense wat weet hulle het die Gees, hulle voel bietjie meerderwaardig teenoor die ander mense. Ons eie gemeente word meer opgemaak deur, ek wil die Engelse woord gebruik, ex-gereformeerde mense as tradisionele Pinkstermense. En weet jy wat vra my mense van my, hoekom kry ek die gevoel en die idee dat ek nie die Gees van God het nie? As 'n ander gedeelte in 1 Korintiërs 6 vers 19 en vers 20, 2 Korintiërs 6 vers 16 en 18, Romeine 8, so kan ek aangaan. Maar kom ek vat u na ons skrifgedeelte toe. Galasiërs hoofstuk 5 vers 16. Die ou vertaling 53 en 83 vertaling sê Paulus, wandel en leef deur die Gees van God, sodat julle nie die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie. Die Afrikaanse Standaard Vertaling sê, want wat die menslike natuur begeer is teen die Gees, met die hoofletter G, en wat die Gees begeer, hoofletter G, is teen die vlees, want hulle is vyandig teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle ook al wil nie. Nou my broers en susters, wat wil ek doen? Ons lees hierdie vers en ons kom by hierdie gedeelte uit en ons weet nie regtig wat hierdie gedeelte beteken nie. Die ou vertaling sê, wandel deur die Gees, lewe deur die Gees, sodat jy nie die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie, want die vlees staan teenoor die Gees en die Gees staan teenoor die vlees, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Wat wil ek doen? Ek wil altyd deur die vlees
wandel. Wat is die gees van God? Die vlees van die mens. My broers en my susters, oor baie jare het ek hierdie goed gesien. In die beginjare, in die bediening, het ek vir u bestadig gesê, en dan het iemand van my gesê, die visievoorsitter van die gemeente, Laurens, hy kom na my toe na die vergadering, en hy sê vir my, pastoor, volgende keer voordat jy reageer of iets sê, tel tot my 10. Ek dog jou verwaande mens. Wat is jou probleem? Die volgende vergadering sê hy vir my, pastoor, tel tot by 100. Toe kom ek agter, waar is die probleem? En ek sê van, wat is die probleem? Hy sê, jou vlees is die probleem. Jy dink nie voordat jy praat nie. My broers en my susters, dis ons almal se probleem. Al my aksies, al my interaksies en al my reaksies word deur een van twee goed gedryf. Dit word gedryf deur die gees van God binne in my, of dit word gedryf deur die vlees van myself. Daar's nie 'n derde opsie nie. Al my aksies, my interaksies, my reaksies word gedryf deur die gees van God binne in my, of deur die vlees van myself. Weet jy wat is die grootste uitdaging van my lewe op 'n baie persoonlike vlak? Om ontslae te raak van hierdie vlees. Een Saterdag gery ek, en dalk het ek dit al vir u vertel, en ek kom by 'n 4-rigting stop. En ek is heel doodsberaad, ek sê vir die ou berekter van die kamerij, en die ou op die linkerkant wat die derde daar kom, en wys vir my 'n teken. Die volgende oomblik bespreek my kar se deur uit, en my vrou sê vir my kind terug in die kar, môreoggend is daai ou in die kerk. Dit sal nie baie goed lyk nie. Ek word so hard geklap en tot. Dis die vlees. En broers en susters, ek sukkel met my vlees. As ek op die pad gaan, weet jy wat sê ek vir die Here? Here, lei my deur u gees. Die probleem is nie dat ek nie die gees het nie. Die probleem is dat die gees nie binne van my nie daar buitekant toe kan funksioneer en werk nie. Dis waarom ons nie die vrug van die gees sien nie. Dis waarom ons nie die gawes van die gees sien nie. En klein kinders ry saam met my 2 seentjies. Die dierbaarste, mooiste 2 goedjies op aarde. En as Papa se vlees heers oor sy gees, dan sal hulle gou vir my sê, Papa, waar is die gees? My broers, my susters, moet die gees van God deur ons werk, elke dag in elke situasie en in alle omstandighede, om werk die gees van God net binne die kerk gedaan. Daar was tye gebeur dat ek gewens het, die see my kon ingestik het. Want die vlees is so in oorheersing. My broers en my susters, wat is die doel van God se gees in ons lewens? As Paulus hierso skryf en hy sê, wandel deur die gees, hoe is dit moontlik dat ek nog by 'n plek kan wees waar ek dink dat ek nie die gees van God het nie? As Paulus sê, dit is so belangrik, hy sê, al my besluite, al my aksies, en my reaksies, en my interaksies,
moet deur die Gees van God gedryf word. As God wil hê ek moet deur die Gees wandel, hoe is dit moontlik dat ek dit kan doen as ek nie die Gees het nie? Net een van twee goed wat u gaan laat reageer. Ek kyk na my kleinseun en ek gebruik hierdie voorbeelde, want dit is met u bekend. My klein kind, ek sê vir hom gedurig, David, die woord sê, 'n wyse man stap weg van 'n geveg af. Hy stap weg. Dan sê hy vir my, oupa, ek wil hom doen. Dan sê ek, David, dis die vlees. Dan sê oupa, maar jy sukkel ook met jou vlees, en dis waar. En broers en susters, waar ons aan hierdie sien en opinie gekom, dat die Gees van God werk net in kerke. Met ander woorde, 1 na 2 ure op 'n Sondagoggend werk die Gees van God in 'n kerk, en dan as ons op daai deure uitstap en ons ry die pad af, dan neem die vlees weer oor. Dit was nooit God se plan om 'n beperking op sy Gees binne ons te wees nie. Ek sê baie kere vir my vrou, wie's nou in beheer, is dit die Gees of is dit die vlees? Of ek sal vir haar sê, vlees oor vlees. Ons moet mekaar doodmaak. Ek moet baie kere vir my vrou sê, omdat ons bly die pastorie. As ons rugby kyk, en my vrou skryf vir die skyfregter mense in Berloon, en doe dit nie sag wees, en sy dit verhaal. En sê, dis die pastorie. Wat verhinder die Gees van God om deur ons te werk? Die vlees van die mens. In Galasiërs 5 vers 16 sê dit, hy sê die vlees staan teenoor die Gees van God, en die Gees van God staan teenoor die vlees. Hulle is 'n vyandskap, sodat ek net kan doen wat ek wil doen. Wat wil ek doen? Ek wil my vlees bevredig. Ek wil doen wat vir my reg is en wat vir my goed is. Gelukkig daar Sondag, toen daai man dan die Skopstraat gestop het, gelukkig in die kerk, en my vrou sê nog, as ek mooi gekyk. As u vandag nie weggaan, my broers en my susters, die eerste aksie wat u gaan neem, of reaksie of interaksie gaan deur die Gees van God binne in u, of deur die vlees gedryf word. Mense vra baie keer, maar wat verhinder die Gees van God? Wat maak dat die Gees van God nie werk nie? Hy werk nie, want die vlees oorheers hom. Hoekom het God sy Gees vir my gegee en vir u gegee? God het geweet in sy almag, hierdie sondige mens, hierdie mens wat deur sy vlees gedryf word, wat nie veronderstel is om deur sy vlees gedryf te word nie. Die Gees van God bring my en u in lyn met wat God se wil is. Die vlees bring my in lyn oor wat my wil is.
As u volgende keer in 'n situasie beland en u staan daar, dan vra u vir uself, wie gaan nou reageer? Die Gees van God binne in u of u eie vlees? Soms moet ons net tel tot by 10. En hierdie broer van my sê tot by 100, toe dog asseblief, ons sal nog môre ook vergadering hou, as ek elke keer vertel tot by 100. Wat sê die Gees van God vir die gemeente vanoggend? Behalwe dat ons in lyn kom oor wat God se wil is in enige situasie. Baie jare terug loop ek saam met my pa. En 'n vroue 10 meter weg van ons af is, vroegoggend, val dit op, boem. En my pa sê vir my, kom ons loop 'n ander pad. Ek sê, pa, wat sê die Gees van God vir pa? Hy sê, niks nie. Ek sê, pa, die Gees van God sê vir my, ons moet daar help. Hoekom sê ek dit vir u? Ek wil nie vir u vertel van hoe wonderlik my lewe is nie. My broers en my susters, as daar iemand is wat met sy vlees gesukkel het, en ek is in die proses om hierdie vlees te oorwin. Na my lewe kyk en sien baie situasies hoe hierdie vlees geseëvier deur die Gees van God. Ons is so ingestel op onsself, ons is so besig met onsself, wat goed is en wat reg is vir onsself. As u in 'n situasie kom, gaan die Gees van God vir u iets sê, u moet net ingestel wees op die Gees van God. Die probleem is nie dat ons nie die Gees het nie, die probleem is dat die blokkade is die vlees van die mens. Dit is soos 'n waterpyp vir iemand boer, u ken almal waterpype. In my daar word baie koud, ons is baie koud. Dis dit daai waterpyp opdraai. En dan kom dit uit nie, dan besef ek daar's 'n blokkade. My broers en susters, die Gees van God werk nie deur gelowiges nie, want die blokkade is die vlees van die mens. Hoe meer daar van die vlees is, hoe minder sal daar van God se Gees wees. Wat maak ons met die Gees? Jare sien ek ons soek na die Gees. My broers en susters, ons het die Gees van God. Ek kan vir u nog baie verse aanhaal. Ek het 'n klomp neergeskryf. Sondag gaan ons na kerk toe. Dan verwag ons dat die Gees moet funksioneer. Die Gees moet nou werk onder ons. Wat doen God se Gees binne ons, behalwe dat die Gees ons in lyn bring met wat God wil hê, nie wat ek wil hê nie, maar wat God wil hê. Ek gaan môreoggend 'n toets kry. Ek gaan dan vanmiddag 'n toets kry. En ek gaan handel en ek gaan optree in my vlees. Of ek gaan handel en optree deur die Gees van God binne in my. En broers en susters, die gawes van die Gees, ek
weet uit ondervinding uit, dat ons as Pinkstermense is baie gefokus rondom die gawes. Gawes, Romeine 12, Galasiërs 4, 1 Korintiërs 12, ek kan nagaan lees van al die gawes, wonderlik goed. Die gereformeerde tradisie is meer gefokus rondom die vrug van die Gees. En albei is so belangrik, want is die vrug van die Gees, dis die gawes van die Gees. En as die Gees nie eers deur my funksioneer nie, as my lewe nie deur die Gees van God gelei word nie, hoe is dit moontlik dat die vrug van die Gees en die gawes van die Gees uit my lewe uit sal sigbaar word en in realiteit sal word? Wat is die rol van die Gees? Kom, ek gee dit vir u. U kan dit neerskryf, maar onthou dit vir die res van die lewe. En ek vra hierdie vraag dikwels vir mense. Ek kom op plekke waar daar baie wyse en slim mense is. Mense dink die Gees van God is daar, sodat ons op en af kan spring en kan skreeu en rondval en al die goed. Die Gees van God help my en help u om die karakter van Jesus Christus sigbaar te maak in ons wêreld, so wanneer mense na my kyk en na u, dat hulle nie die vlees sal waarneem nie, omdat hulle nie die vleesreaksie sal waarneem nie, maar dat hulle in my en in u lewe Jesus Christus sal raak sien. My broers en my susters, ek hou van vrae, maar soms weet ek, is dit ongemakkelike vrae, en mense kyk so 'n bietjie op hulle stoele op en af. Ek kom jare terug by 'n mannekamp, en is daar 'n spreker. Ek sê vir hulle, man, jy moet er vast sit op jou stoel. Grawe jouself baie, en ek gaan jou van jou stoel afskit. Wanneer is die gemeente suksesvol? As ek volgende week hier naartoe terugkom as die pastoor van hierdie gemeente, en ek sê dit met baie liefde en baie respek, en ek sou vir u vra, is hierdie gemeente suksesvol? Wat sal u vir my sê? Dit is nie aanklag nie, asseblief nie, groot asseblief nie, dit is met baie liefde en respek. Een goede vriend van my, 'n hervormde dominee, nou u moet dit sien. Dis die vreemdste combinasie denkbaar. 'n Pinksterpastoor en 'n hervormde dominee, gelukkig is dit nie 'n gereformeerde dominee, dan is dit 10 keer erger gewees. Ons is goeie vriende. Asseblief, ek niks te meer hervormde kerk of 'n gereformeerde kerk nie. Ek sien hulle laat so lekker daar agter. Ons is vriende. Baie keer skep mense hulle kop op predikante byeenkomste, dan sê mense, ons wil julle af vra, hoe is julle daar? Maar die dogmas verskil heeltemal breed. Ek weet ons hanteer dit. Hoekom sê ek dit vir u? Want hy is my broer. Sy dogma kan vir my 'n verskil. Ek probeer hom nie oortuig nie, ek probeer hom nie oor sy kop staan nie.
Ek sê nie vir hom wat moet gebeur in sy kerk nie. Ek het ons sy kerk besoek. En toe maak hy die fout om my uit te sonder. Ek het vir hom gesê, asseblief, ooit nie. Ek wil jou agter sit. Niemand moet eers weet ek is daar nie. Sit, staan, sing, bly stil. Kom aan. Dit is nie negatief nie, asseblief nie. Weet jy wat maak my en sy verhouding uniek? Ons altyd word deur die Gees van God gelei. Ek het 'n ander interpretasie as wat hy wil weet. Maar die liefde van God bind ons aan mekaar vas. Hy is my broer. Toe my broer net op praat oor Kersfees. Weet jy wat is die grootste hartseer van Kersfees? Is wanneer jy die armoede sien. Is wanneer jy sien wanneer mense eensaam en alleen is. Ek sal 'n besigheid begin die dag as ek op pensioen gaan. Laurens vra my, hoekom is ek so grys? Ek mens as u wonder. Ek sal 'n besigheid begin deur net aan mense te luister. Mense kom in die kerk aan en sê, my sekretaris sê, hallo pastoor, tel jy met jy wil sien of wat jy wil sien. Dan wil hulle net gesels. Al wat ek vir hulle gee is die liefde van die Here. Selfe dominee vriend het jare terug vir my eendag iets gesê. Hy sê ons sukkel so met mense in die kerk. Ek sê ja, ek ook, toe ek nog mooi 3 jare. Ewe skielik te woord gewys. Hy sê wat gaan nou aan? Ek sê dis die mense van die kerk. Hy sê jy moet vir hulle een ding vra, het hulle God lief. Hoeveel van hulle vra hoeveel kinders het hulle, kleinkinders en agterkleinkinders. En wat doen hulle vir hulle roep nie? En waar hoor hulle, of waar bly hulle, of wat hulle doen nie? En ek vraag vir hulle vir God lief het. Vraag vir hulle of hulle lewens gelei word deur die Gees van God. As 1,2% van ons lewens gelei word deur die Gees van God, beteken dit 98,8 of 2% word deur die vlees gedryf. Want wonder ons, hoekom lyk ons wêreld so, hoekom lyk ons lewens so, en hoekom lyk dit so, maar dit lyk op ons. En broers en susters, die probleem is nie dat ons nie die Gees het nie. Die probleem is, die Gees van God kom nie deur gedreef nie. Ons dink die liggaam is so belangrik. Ken jy die gelykenis van die nardesolie wat in die houer was? Maar Jesus sê, die waarde lê in die binnekant en in die buitekant. Ons is so ingestel op die buitekant. Dit wat ons projekteer na buitekant toe. Die waarde lê in die binnekant. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef binne in my. As dit nie Christus is wat binne in my lewe nie, dan sit ek met 'n geweldige probleem. Dis die vleesprobleem. Hy wil heers oor alles. My oupa baie keer gesê, my kind, jy moet aan die einde van jouself kom. Ek sê my kleinkinders, elke tweede week kom wys hulle vir my hoe groot is hulle massels. Asseblief. Ons is so gefokus rond
doodsvrees. Die vandag hier wegry, onthou asseblief, die Gees van God wil deur my en deur u werk. Toe ek vanoggend hier by hierdie gemeente stop, toe gaan ek so deur die terrein en loop ek so 'n bietjie deur die terrein en ek sien hierdie voorkant is 'n bord wat sê hierdie is 'n nuwe lewe gemeente. Wat 'n lewe het ons as kerk? As ons nie die lewe het van die Seun nie, beteken dit niks nie. Johannes sê, hy wat die Seun het die lewe. Hy wat die Seun van God nie het nie die lewe nie. Elke keer as die vlees so uitspring, dis waarom ek vir die vrymoedigheid kan sê, om hierdie vlees te beheer. Iemand voor my inry, iemand my net te nakom. Ek maak klaar met die gedagte, wie in ons lewens dryf ons? Is dit die vlees van myself of is dit die Gees van God? Baie aand toe ons met Pinksterdienste besig is, en ek vra vir die gemeentes. Ek sê, u is soekend na die Gees. As u die Gees wil kry, wat doen u met die Gees? Wat wil die Gees in u lewe doen? Kom ek sê vir u met baie liefde en respek, party van die mense dit nog steeds nie antwoord. En in die einde van die dag toe sê ek vir hulle, sodat ons die lewe, die karakter, die eienskappe, die DNA van Christus sigbaar kan maak vir 'n stikkende, gebroke wêreld waarvan ons lewe is, sodat ons uiteindelik gelykvormig kan wees aan die Seun Jesus Christus. Romeine 8:29, die wat hy van tevore geken het, die hy van tevore verorden om gelykvormig te wees aan die Seun Jesus Christus. Daai mannenkant toe sê, ons is veronderstel om in die proses te wees om gelykvormig te wees aan die Seun Jesus Christus. Jy sien ek die ouens skryf so ongemaklik op hulle stoele rond. Dit was God se plan van die begin af. Wie dryf my lewe? Wie dryf u lewe? En die volgende keer dat daai interaksie plaasvind, of u moet reageer, of u moet optree, vra vir u self af agterna, wie het nou hierdie aksie aan plaasvind? Behalwe dat ons dit self doen, wie is in beheer van hierdie aksie? Die Gees van God of my vlees? Jy gaan altyd een van twee keuses hê. Die Gees van God gaan vir u iets sê, of u gaan dadelik reageer en nie tot by 10 tel nie, en u gaan reageer deur u vlees. Maar dat beraai vir u stop. Eenvoudige bediening. Ek wou
Ek het geleer oor die jare en ek wil vir julle sê. Mag die genade en die vrede en die liefde van die Here met elke mens en onthou asseblief, elke dag lewe ons in die Gees van God op in ons vlees. U hier uitgaan. Ek sien dit. As ons oor die goed in die gemeente praat, dit baie interessant. Ek weet hoe dit mense, ek weet hoe hulle functioneer. Nou ry iemand van die gemeente agter my. Nou ry ek nie meer 60 km/h nie, nou ry ek 10 km/h. Ek wil kyk wat is die reaksie. Ek moet die reaksie sien. Een broer wys vir my. Agterna sê wat ek gewys, my wipers ver. Hy sê nee, ek het niet anders te bedoel. Hy sê die sê ek is toe, dit wat ek wil sê. Sê vir myself, vlees, kom aan jou einde. Baie dankie vir die voorrecht, baie dankie. Ek het nog vir julle moet kan ek sal ongevraag die aandag. Ek onthou ek het jare terug vir die sy vrou vertel, dat my gemeente was as 'n bobbelaar. Toe het ek gesien hoe funksioneer kerkmense. En daai tyd was die vlees nog groot in my lewe gewees. Maar hoe die vlees van mense in 'n bepaalde situasies en oorheersing is, die Here sien die baie dankie. Kom ons sit net so as dit ons doen. Vader, my hemelse Vader, Here, U is vir ons wonderlik goed. Ek kan nooit ophou praat betreffende U goedheid en U guns nie. Dankie dat ons elke dag kan verstaan en kan weet, ons moet wandel en leef deur U Gees, sodat ons in lyn kan wees met dit wat U wil hê vir ons in 'n bepaalde situasie of in bepaalde omstandighede, dat ons binne in U wil sal bly deur U Gees wat binne ons is. Help ons elke dag om aan die einde van ons vlees te kom. En daai uitdaging is groot en daai uitdaging is 'n realiteit. Maar dankie dat ons kan weet, ons is gelowiges en ons kan op U vertrou. My gebed is dat U hierdie gemeente sal sien. My broers en my susters, my geestelike familie, wees nie met elkeen van die leierskap van hierdie gemeente, vir die nuwe pastoor wat kom, seën U hierdie hele gemeente. En dat ons werklik waar U hande, U voete, U oë en U ore in ons wêreld sal wees. Dat ons werklik waar by die plek sal uitkom waar ons al meer en al meer gelykvormig word aan die Seun. Dankie vir die Heilige Gees. Heilige Gees, dat U ons leer en lei om in lyn te wees met God se wil. Seën U hierdie gemeente, alles wat hulle aanpak, dat daar hoop en baie liefde sal wees. En ons vra met alles in die wonderlike naam